Julle, onthou julle daardie boek? Wat alles wat jy teken waar word. Die gevaarlike boek. Wel terwyl Strikkie in die klas sit, het Stompie gaan soek na daardie boek in die biblioteek, want die pumas was nog steeds in die woud. Die baase, die konings. Julle hulle het droog gemaak. Diere het in vrees en bewing geleef. Klein dieretjies kon nie meer op tussen die grasies gaan speel nie. Dan verdwyn hulle. En om daai pumas van ontslae te raak, moet hulle daai boek hê. Maar Strikkie het gesê die boek is gevaarliker as die pumas. Los die boek uit. Maar Stompie het gaan soek julle. Al het Stertjie vir hom gesê, Stompie, los die boek uit. Strikkie sê dis gevaarliker. Het hy elke liewe dag gaan soek. Hy het elke boek in die biblioteek gevat, oopgemaak en gekyk. Is dit dalk die boek, julle? Maar die laaste plekkie waar hy is, in die donkerste hoek in die agterste kant van die biblioteek, teen die rand tussen die muur en die boek, tussen die muur en die boekrak, kry Stompie daai boek. En dadelik weet hy, ek het hom, dit is die puma se einde, en net toe hy wil teken, toe maak Stertjie hom skrik en sê, hey, wat maak jy daar? Wat het jy? O, julle, hy skribbel iets in daai boek. En van die skrik. En die volgende oomblik hoor hulle net die biblioteek tannie skree. Aaah! Toe hulle omdraai, spring daar 'n skribbel van die dak af. En hulle dink, wat is daai dingetjie? En Stompie weet dis moeilikheid. Julle, daardie skribbel eet 'n boek, aan die ander kant kom 'n boom uit. 'n klein potplantjie, eerste hierdie tannie. Wow! En die skribbel hardloop by die deur uit. Hy gaan puma soek. Wat gaan gebeur as 'n skribbel 'n puma insluk? Want hy maak alles bymekaar. Vleis. Regtig? Ja. Wel daai skribbel hardloop, julle, 'n kind val. Sy skooltas beland in die skribbel. En aan die ander kant? Klop antwoorde. Kom, papiervliegtuigies uit. Ja, vliegiekind se skoolwerk, die hele plek vol. My skoolwerk! En die skribbel en hardloop. Want al wat die skribbel sê is, ek soek 'n puma. Stompie en Strikkie, skribbel, kom terug! Skribbel! Maar die skribbel hardloop. Hy is daar met net een doel. Hy gaan die pumas uitwis, want die pumas wat al die diere bang maak. Wel, dit is nie 'n slegte ding nie, nê? Ja. Maar wie weet wat kom aan die ander kant uit van 'n skribbel as hy puma insluk. Julle, die skribbel hardloop. Reg deur die skoolhek, toe hy deur die skoolhek hardloop. En die skoolhek verdwyn in die skribbel. Aan die ander kant kom 'n muur uit. Daar Stompie en Strikkie reg in 'n muur vas. Nee, skribbel, hulle moes oorklouter. Aan die ander kant hardloop die skribbel deur die rivier. O, julle. Raai wat kom aan die ander kant van die rivier, van die skribbel uit toe hy deur die water hardloop? Lava. Sand en stof. Dis 'n stofwolk, toe weet hulle, volg nie daai stofwolk, julle. Maar hulle het 'n entjie gehardloop. Toe kom daar 'n ding deur die lug gevlieg en hulle weet hierdie ding was 'n puma. Want raai wat was dit? Ontbytpap. Daar kom ontbytpap, maar daai Rice Krispies. Eintlik Frosties. Het jy al Frosties geëet? Nee. Frosties is sulke suiker vrugtesweet, vir sulke suikervrugtepappies goeters, maar dit is net ontbytpap. Julle die hele plek vol en hulle dink, "Oh, help ons, kinders gaan nooit ontbytpap eet as hulle weet dit was pumas nie." Julle, maar daai skribbel hardloop, hy het nie opgehou met die eerste puma nie. Die tweede puma word spaghetti. Die derde puma word 'n hoender. Die vierde puma wat hy insluk word nog geskribbel. Toe weet hulle daar's fout. Want toe vang daai skribbel die ander skribbel. En raai wat kom uit? Pac-Man. 'n lang reguit lyn. Wat? Nou is daar 'n reguit lyn wat rondseil op die grond. Hier's 'n slang. Wat is dit? Julle daai skribbel maak chaos. En Strikkie vra en Stertjie vra vir Stompie, "Stompie,
Hoekom het jy 'n skribbel geteken? Hy sê, maar Sterk het my skrik gemaak. Nou is daar 'n skribbel. Hoe gaan ons 'n skribbel vang? Want as jy hom vang, word jy ingesluk. En as jy ingesluk is jy iets aan die ander kant. Ons kan hom nooit vang nie, dis erger as 'n puma. En Sturkie sê, ek het jou gesê, jy moet gehoorsaam gewees het en verantwoordelik wees. Nou het ons iets wat erger is as pumas. Julle, want dit is ontbytpap en hoenders en spaghetti en 'n reguit lyn. Almal trip oor die reguit lyn en val oor die neer. En hulle besluit, wow, ons gaan ietsie doen. Hulle hardloop en gryp hy reguit lyn, julle. En hulle tel hom regop. Hier's lyk dit soos 'n massiewe paal. En daai skribbel kom nader en hy hardloop op met die paal. En toe hy bo kom en hy staan stil, toe lyk dit soos 'n skribbel suigstokkie. En daar kom sit 'n duif, heel bo op die skribbel. Een kant kom sit die duif, ander kant kom 'n kussing uit. Wow, 'n verekussing. Help ons! Ja. En die son sak. En die son gaan reg op die skribbelland. Julle darm sak in die agtergrond, né? Daai hele nag het Stompie Sterk en Sturkie gewonder. Hulle hoop hy skribbel bly bo op daai stokkie. Want dit gaan gebruik as 'n uitkyktoring. Hoe gaan jy 'n skribbel vernietig? Waar's daai boek? En hulle dink, o gas, ons het moontlikheid. Want daai boek, laaste wat hulle onthou, was in die biblioteek. Maar wat is die skribbel weer terug aan die biblioteek toe? En wragties, die volgende môre toe hulle aankom by daai paal, by daai stokkie, toe was die skribbel daar bo op nie. En hulle hoor gaas in die biblioteek, hulle sien hoe daai skribbel boeke insluk en aan die ander kant kom nog papierjets uit. Aan die ander kant kom elke prentjie wat 'n gogga was, kom 'n regte gogga uit. Die woorde lê uit aan die ander kant so sulke boublokkies. En die hele biblioteek word so groot soos 'n berg vol woorde en prente, krokodille, planete. Hulle dink daai skribbel maak moeilikheid. Hy maak altyd koek. Wat as hy die rak? Hy moes die rakke geëet. Hy het die rakke geëet. Aan die ander kant kom weer bome uit. Ja. En Stompie en Sterkie sit en stoei deur al die krokodille en wilde diere, al die insekte en goggas, al die planete wat uit die biblioteek uit skiet, al die woorde wat op hulle wil val, om te keer dat hy nie die boek insluk nie. Maar hulle is te laat. Die volgende ding wat daai skribbel nader na tree is daai boek, julle maar Sterkie gaan. Sy gryp daai boek, sy gooi hom. Julle, sy lyk of sy gaan rugby speel. Sy paas hom. Vir Sterkie. Sterkie het daai boek en hy gooi hom vir Stompie. Stompie het die boek en hy gooi hom terug. Hy gooi hom vir die skribbel. Julle, daai boek gaan reg deur daai skribbel. En aan die ander kant kom niks uit nie. En die volgende oomblik verdwyn die skribbel. En toe begin die woorde verdwyn. Toe begin al die diere en goggas en die planete kom terug. En alles verdwyn. Word stof. En daar kom die boek Toe al daai chaos klaar is, raai wat? Toe lê daar 'n boek. In Sturkie en Sterkie en Stompie weet, julle, ons moet hierdie boek weggesteek kry op 'n plek waar niemand dit ooit weer gaan kry nie, want alles wat hier uit hierdie boek uitkom is chaos. Dit krap ons hele lewe om. En daar kom 'n volstrys. Ek wil 'n boek lees. En hy gryp hy boek en hardloop weg. Daar's nie hier Stompie en Sterkie Sturkie kry hom gevang nie. Al wat hulle kan hoop is dat daardie volstrys verantwoordelik sal wees met daardie boek. Maar raai wat? Die aarde begin bewe. En die volgende oomblik, in die middel van die oerwoud, kom 'n massiewe mielie uitgegroei. En hulle dink, al wat die volstrys geteken het, is dit wat hy wil eet. En hulle kyk vir die mielie. Hy kry 'n gesiggie. Skree die mielie. En ek dink daai mielie lyk honger. So as voëls 'n mieliepitte eet, wat gaan die mieliepitte eet? Niks. Voëls. O, gatsie. Arme ou voeltjies, arme ou volstrys. Wie sal hom kan red? Want 'n mielie gaan hom nou jaag, nê? Ja, pa. Eendag sal ons hoor wat maak die volstrys in die mielie.